Vriende, hartlik welkom by Varevuur Gemeente se erediens en ek wil jou sommer nooi om vandag saam met my in die Ou Testament uit die boek Sagaria so 'n bietjie saam stil te word en kom ons vra dat die Here vir ons sommer in hierdie tyd wat 'n klomp goed te mekaar en op hulle kop is, sommer net vir ons 'n boodskap te gee. So kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, die Bybel is u woord vir ons. En dankie dat woorde wat lank vooruit Christus na hierdie aarde toe gekom het en dit ontvang is, dat dit vandag steeds vir ons hoop en troos kan gee. Here, daar in Haggai 2 het u die volk bemoedig, en vandag wil u dit weer doen uit hierdie boek Haggai. Ons hoor hoe u sê, skep moed my kinders, julle almal burgers van die land, skep moed, sê die Here. Ek is by julle, sê die Here die Almagtige. My belofte wat ek aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie, aan my behoort al die silwer en die goud, sê die Here die Almagtige, en op hierdie plek sal ek vrede gee. Ek het jou uitgekies, sê die Here die Almagtige. Jy is myne. Gees van God, kom blaas lewe. Daar waar ons gedink het nooit weer lewe sal kan wees nie. Blaas lewe in die kamers van ons hart, waar teleurstelling, hartseer, verwerping, alleenheid gemaak het dat ons hart aan die dood gaan was. Blaas lewe in ons gedagtes, Here, wat dink dat daar nie meer hoop kan wees nie. Blaas lewe in die dieptes van ons gees, waar die lewe se vrae en ervarings ons sinies kom maak het. Heilige Gees, kom blaas lewe en maak net. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. The blessing of the Father, gift of grace and love, the promise of the Savior for power from above. A wondrous gift that's given for confidence and mission. Holy Spirit, you make all things new. Spirit of God, breathe on me now. Source of life, come revive my weary heart. Spirit of God, shine on me now. Light of life, come ignite my longing heart. Ons lees in Sagaria 4 van vers 1 af. Die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, het teruggekom en het my wakker gemaak, net soos 'n mens uit sy slaap wakker gemaak word. Hy het my gevra, wat sien jy? Maar het self voortgegaan. Ek het gesien, daar's 'n kandelaar, heeltemal van goud. Bo-op is 'n oliebak met 7 tye en 7 lampitte in elkeen. By die kandelaar is 2 olyfbome, een regs van die oliebak en een links. Ek vra toe vir die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, wat beteken dit, meneer? En hy het geantwoord, weet jy nie wat dit beteken nie? Ek het gesê, nee meneer. En toe sê hy vir my, hier is die boodskap van die Here aan Serubabel. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. Selfs die grootste berg sal voor Serubabel 'n gelykte word. As Serubabel die laaste klip van die tempel op sy plek sit, sal die mense roep, mooi, mooi. Daarna kom die woord van die Here tot my. Serubabel se hande het hierdie tempel se fondamente gelê, en sy hande sal dit klaar bou. Dan sal julle weet dat die Here die Almagtige my na julle toe gestuur het. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees wanneer hulle sien Serubabel gaan aan met die bouwerk. En daar die 7 oë op die klip voor Jesaja is die oë van die Here wat oor die hele wêreld kyk. Toe vra ek vir die engel,
Wat beteken daardie 2 olyfbome weerskante van die kandelaar? En verder het ek ook vir hom gevra, wat beteken die 2 bondels olyftakkies langs die 2 goue pype, waaruit die goudkleurige olie stroom? Hy het vir my gesê, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee meneer. En toe sê hy, dis die 2 gesalfdes wat in diens staan van hom, aan wie die hele aarde behoort. En ons gaan net tot sover lees. Die boek Haggai en Sagaria is 2 boeke wat geskryf is nadat 'n deel van die volk uit ballingskap uit teruggekom het in Jerusalem en nou kry hulle die opdrag van die Here dat hulle die tempel moet herbou. Vriende, dit is 'n enorme opdrag wat God vir hulle gee. Die tempel lê in puin. Hulle het herinneringe, in die boek Haggai lees ons dat hulle herinneringe het van hoe die tempel gelyk het wat Salomo gebou het. En hulle is nie seker dat hulle dit weer kan regkry nie. Dink hulle het op 'n manier gedink, dis 'n oorweldigende taak en is eintlik hopeloos, hulle gaan nie kan nie. Dit wat die Here vir Serubabel vra om te doen, klink amper te groot vir een man en 'n groepie helpers om dit reg te kry. Vriende, wat is dit vandag, wat God van jou vra, wat vir jou oorweldigend groot klink? Wat is dit wat jy weet in jou hart jou roeping is, maar jy is nie seker of jy alles tot jou beskikking het om te kan doen wat die roeping van jou vra nie? Die Here kom gee vir Sagaria 'n gesig van 'n goue kandelaar wat in die middel staan en aan die kante van hierdie kandelaar is daar 2 olyfbome. En dan lê hy ook 'n deel van hierdie gesig wat hy gee uit. Dit is interessant eintlik dat wanneer ons hierdie gedeelte lees, dat Sagaria sê, as hy vir hom vra wat jy sien, ek het gesien daar's 'n kandelaar van goud, nou dat hy amper nie weet wat dit beteken nie. Want almal in die Ou Testament het eintlik iets verstaan van hierdie menorah kandelaar, die kandelaar met die 7 arms, wat in die tempel was en wat altyd gebrand het. Ons lees dat die Here vir hulle die opdrag gegee het, dat hierdie kandelaar dag en nag moes brand. En dit was die simbool van God se teenwoordigheid tussen hulle. In hierdie tempel het die kandelaar dag en nag gebrand, so die lig het altyd in die tempel geskyn. Dit het beteken as die volk in hulle tente is en hulle sal uitstap by die opening of die deur van hulle tent. En is donker en is bewolk, daar's nie sterre en 'n maan nie. En weet jy wie van u was al in die woestyn nie, maar as jy in die woestyn is en daar's nie sterre en 'n maan nie, dan is dit so donker dat jy nie eers jou hand voor jou oë kan sien nie. As dit so donker is vir die volk, dan kyk hulle na die tempel en dan sien hulle maar daar brand 'n lig. En daai lig was die simbool van God wat tussen hulle woon. God wat daar is, God se teenwoordigheid. Dit het hulle ook herinner aan Psalm 121, waar die Here vir hulle kom sê, ek sluimer nie en ek slaap nie. Ek sit nie my liggie af en gaan slaap en sê, sien julle môreoggend nie. Nee, God is wakker altyd. Dit herinner ons ook aan Johannes 1 vers 5, waar daar staan dat geen duisternis ooit die lig sal kan uitdoof nie. Vriende, so die volk het geweet dat daar waar die tempel is, daar is God. En geen duisternis, selfs die donkerste nag, sal nie sy lig kan uitdoof nie. Ons weet hierdie menorah kandelaar herinner ons weer aan Jesus. Jesus, die lig wat na die wêreld toe gekom het. En ons weet daar in Exodus, toe Moses vir die Here vra, maar wie sal ek sê het my gestuur? Toe sê God vir hom, jy moet sê, ek is. Ek is het jou gestuur, Moses. En dan weet ons, kom Jesus in Johannes, en dit is weer die ek is uitsprake van Jesus in Johannes, waar hy sê, ek is die lig. Jesus sê, hy is die lig wat na die wêreld toe gekom het.
Vriende, is interessant dat Jesus hierdie uitspraak maak, ek is die lig wat die duisternis verdryf, en dat soveel mense op hierdie reis saam met Jesus eintlik geloop het. Ons het nou die dag gehoor hoe menigtes altyd saam met hom gedrom het. Maar tog het net 'n handjievol met hulle duisternis na sy lig toe gekom. Ons lees daar in Markus 5. Markus 5 was daar 'n man wat gevul was met demone. Sy hele wêreld was duisternis. En hy het gehoor van hierdie Jesus, en Jesus is lig, en hy het gegaan met die hoop dat Jesus se lig sy duisternis kan uitdoof. En ons weet, dit het gebeur, want toe hy by Jesus kom, het Jesus die demone uitgedryf in die varke wat in die see ingegaan het. En hierdie man se hele wêreld het lig geword. Ons lees van Saggeus, 'n man wat roem gehad het, wat rykdom gehad het, maar nog steeds was daar duisternis in sy lewe. Saggeus het gehoor, Jesus is die lig, en hy het gedink, as hy tog net bo 'n boom kan klim en kan kyk, net miskien sien hy hierdie lig wat na die wêreld toe gekom het. En dan stop Jesus onder die boom by Saggeus, en hy kyk op, en Jesus se lig skyn tot in Saggeus se duisternis waar hy in die boom sit. En dit maak sy hele lewe lig, sodat die Here vir hom sê, dat Jesus vir hom sê, kom af Saggeus, want vandag wil ek saam met jou na jou huis toe gaan. Ek wil jou wêreld lig maak. Ek wil die mense wat saam met jou leef se wêreld lig maak. Ons onthou Paulus op die pad na Damaskus toe. Hy was op pad om Christene te vervolg. Sy wêreld was donker. Hy was 'n godsdienstige mens. Hy het nie God se lig in sy wêreld gehad nie. En dan op pad na Damaskus toe, dan skyn hierdie helder lig van God. Jesus self, wat hy vra, Saulus, hoekom vervolg jy my? En daai helder lig van Jesus skyn in Saulus se lewe, en hy word Paulus, want die duisternis het gevlug. En kan ek vandag vir jou vra, watter deel van jou lewe is donker en swaar en moeilik? Watter deel van jou lewe het nodig om te kom staan by die lig van die lewe wat alle duisternis uitdoof? Wil jy nie soos hierdie paar manne en vroue in die Bybel wat elke keer na Jesus toe gekom het met hulle duisternis, sodat hy dit kan lig maak, wil jy nie God vandag daarvoor vertrou nie? In Eksodus 27 vers 20 hoor ons hoe die Here vir hulle beveel, hoe God hulle beveel en vir hulle sê, julle het hierdie lig, hierdie lamp, hierdie menorah kandelaar wat brand in die tempel. En die priester moet seker maak dat dit nooit ophou brand nie. 24 uur, 7 dae 'n week moet dit brand. En dan sê die Here, dit wat julle in hierdie kandelaar moet gooi sodat dit brand, julle moet suiwer olyfolie vir die lampe bring sodat die lamp gedurig kan brand. Vriende, ons weet dat olie 'n teken en 'n simbool nog altyd was vir die Heilige Gees, né? Toe die profete, die priesters en die konings gesalf is met hierdie olie, dan het die Here hulle ook gesalf met die Gees, dan het hulle sy Heilige Gees ontvang. So die Heilige Gees is die lig wat hierdie kandelaar laat brand. Nou sien hy hierdie beeld, en sy beeld is wat? 'n kandelaar, heeltemal van goud, maar bo-op is 'n oliebak met 7 tye en 7 lamppitte, en daar's 2 olyfbome, een aan elke kant, en hulle voer eintlik hierdie oliebakke, sodat dit olie in hierdie lampe kan gee, of in die lamp kan gee, met sy 7 tye. Wat sê hierdie simbool vir ons? Dis nie meer 'n priester wat nou olie in die lamp moet kom gooi nie. Die Gees self bring nou lig. Dis nie meer priesters en konings en profete wat moet sorg dat hierdie lamp elke dag en nag brand nie. Nee, daai olyfboom self voorsien olyfolie aan die bak wat weer op sy beurt hierdie olie versprei na die lig, na die lamp toe.
Nou kom ons dink vir 'n oomblik. As jy moet dink aan olyfbome en die Here Jesus, wat is die eerste prentjie wat in jou kop opkom? Miskien was dit daardie aand, nadat Jesus die brood gebreek het en die wyn ingestel het, die nagmaal gegee het, het hy gestap en hy tussen olyfbome gaan sit, in 'n tuin. Hy het van sy disippels gesê, kom saam met my, en toe het hy gesê, bly waak en bid, maar hy het aan die slaap geraak elke keer. En terwyl Jesus tussen hierdie olyfbome sit, weet hy, dat net soos 'n olyf gepars word, sodat sy olie uit kan kom, so sal Jesus gepars word, sodat sy bloed uitkom, en dit sal vloei vir my en jou vir verlossing. So die Here Jesus het ook geweet, dat wanneer hy in daai tuin sit, tussen al daai olyfbome, dat dit hy is wat gepars word, sodat die Heilige Gees, die olie van die Gees, die lampe van God se kinders helder kan laat brand. Daarom voorsien God self nou die olie, deur sy seun Jesus wat gesterf het en opgestaan het en gesê het, nou sal ek vir julle iemand gee. Hy sal by julle wees. Hy sal in julle woon. Die Gees van God. Vriende, ek dink dat ons nodig het om weer te hoor, na die uitstorting van die Heilige Gees, is die olie vry beskikbaar vir God se kinders, sodat ons lampe ook kan brand. Onthou jy Matteus 5, wat Jesus sê, julle is nou die sout en die lig vir die wêreld. Julle is nou hierdie kandelare wat ek in die wêreld instuur, en die olie wat julle lig laat skyn is wat? Die Gees van God. Daarom nie met mag en krag sê julle slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here. 'n Klein groepie mense staan voor hierdie groot taak, hulle moet die tempel herbou. En ek kan dink hoe hulle vir 'n oomblik moedeloos moes wees. Hoe gaan ons dit ooit klaar maak? Ons het nie die fondse nie, ons het nie die middele om dit te doen nie, ons het nie die mannekrag om dit te doen nie. Ons kry al hierdie teenstand en vyandskap van mense rondom ons. Hoe gaan ons dit voltooi? Alles is soos 'n berg voor ons. Die Here sê, ek weet dit, sê die Bybel, selfs die grootste berg sal voor jou gelyk te word. As jy die laaste klip van die tempel op sy plek sit, sal die mense roep, mooi, mooi. Sê die Bybel, dink jy ek weet nie, al hierdie goed lê soos 'n berg voor jou nie. Vriende, wat is dit wat God jou vandag vra? Wat is jou roeping vandag? Wat is dit wat hy vir jou vra om te doen? En jy dink vandag, Here, ek kan nie, want dit lê soos 'n berg voor my. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Here, ek het nie al die materiaal nie, ek het nie al die middele nie, ek het nie die mannekrag nie, ek het nie die krag, miskien voel jy, ek het nie die krag nie. En dan sê die Here, selfs die grootste berg sal voor jou 'n gelykte word. Nie met mag en krag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige. Vriende, die Here sê vir hulle, as julle my kerk opbou, want dit was maar wat hulle moes doen, hulle moes 'n kerk bou waar God in woon. Ons weet in die Ou Testament het die Here in die tempels en die tabernakels gebly, en in die Nuwe Testament bly nie meer in 'n tempel en 'n tabernakel nie, maar kom skryf Paulus, weet jy nie, jy is die tempel van die Heilige Gees, en nou is 'n Gees woon nou in ons. Maar die Here sê vir hulle, bou 'n kerk op, sodat ek daarin kan bly. En dan sê die Here, maar hoe gaan jy hierdie kerk opbou? Hoe gaan die kerk bly bestaan? Deur my Gees, sê die Here. Vriende, die voortbestaan van die kerk hang nie af van getalle en briljante leiers nie, dit hang af van die werk van die Heilige Gees. Wat is die gevolg van die Gees se werk? As die Heilige Gees hierdie berge gelyk te maak, as ons deur sy krag en deur sy mag kan doen wat God van ons vra,
staan die mense daarna en kyk en hulle sê, mooi, mooi. Vriende, die werk van God, as die Heilige Gees besig is om iets te doen, dan maak hy mooi. Onthou jy in Genesis, toe God geskep het, wat het hy gesê na die skepping? Elke keer nadat hy iets gemaak het, het hy gesê, en dit was goed, dis mooi. Wanneer die Heilige Gees met mag en krag iets kom doen, sal almal dan maar kyk en sê, dit is goed en dis mooi. Dit wat op die oog af onmoontlik gelyk het, word nou mooi. Die grootste berg het vir Serubabel 'n gelykte geword. Die Here se belofte is vir hom, Serubabel, jy het die eerste steen van die fondament, jy het die eerste klip gegee, maar jy gaan die laaste een ook neersit. Dit wat ek begin het met jou, sal ek eindig, Serubabel, en dis wat die Here vir my en jou kom sê. Die Here sal nie met my en jou begin met iets en dit nie eindig nie. Vriende, God gaan jou nie in die middel net los nie. Sy belofte is, ek sal altyd by julle wees, my Gees sal altyd by julle wees. Ons het nie gehoor in Haggai vandag nie. Toe ons begin het in hierdie gebed, uit Haggai uit die Here gesê, ek sal nie my Gees van julle af wegvat nie. Dit is my belofte aan julle. Die Here se belofte is, hy sal ons nie toelaat dat ons iets begin en dit nie eindig nie. Hy sal altyd by ons wees tot die einde. En wat is die groot berg wat voor jou lê? Wat is dit wat jou so bang maak, dat jy nie met 'n stuk boldness die onmoontlike wil aanpak nie? Wat is dit waarvoor jy bang is, omdat jy dink jy gaan misluk, ek gaan nie klaar kry nie. Here, ek sal die fondament lê, maar ek gaan nie die laaste steen kan lê nie. En dan sê die Here vandag vir jou, my kind, ek is by jou. Ek dink een van die grootste dinge wat ons doen, wat ons 'n stuk benoudheid, teleurstelling, moedeloosheid gee op hierdie reis wanneer ons besig is met iets, is dat ons altyd besig is om te vergelyk. Ons lees in Haggai daar in vers 2, staan daar, wie het gesien hoe mooi die vorige tempels was, en kyk hoe lyk hierdie een vir julle. Lyk dit nie na niks in vergelyking met die vorige een nie? Met ander woorde, hulle begin bou en dan sê hulle, ons onthou hoe lyk Salomo se tempel, hierdie een lyk na niks. Vriende, hoeveel keer vergelyk jy nie jou werk met iemand anders se werk en jy dink, dit is net nie goed genoeg nie. Dit lyk nie goed nie, dit lyk net na niks. Onthou jy die vorige een? Hoeveel keer voel mense nie met soos 'n mislukking, net omdat hulle besig is om hulle lewe die hele tyd te vergelyk met ander nie. To keep up with the Joneses, en dan maak ek dit nie, en ek is teleurgesteld, en ek voel, die berg word net groter en groter. Serubabel is besig om 'n tempel te bou, en almal kyk daarna en hulle sê, onthou julle hoe die vorige een gelyk, hierdie een lyk na niks. En dan antwoord die Here daarop, en wat sê die Here? 2 belangrike goed in vers 9. Die Here sê vir hulle in vers 9, Serubabel se hande die tempel se fondament gelê en hy gaan dit klaar maak. Maar hoor wat sê hy, dan sal julle weet dat die Here die Almagtige my na julle toe gestuur het. Vriende, die Here sê, dit wat julle begin het, sal julle klaar maak. En dan sal mense weet, God het dit gedoen. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor God. Daar in Haggai, as hulle hierdie groot vergelyking maak met hoe die tempel gelyk het, en Here, ons sal dit nie weer so kan kry nie. Hoor wat sê die Here vir hulle, nadat hulle sê, julle sien hierdie tempel, julle weet hoe die vorige een gelyk, kyk hoe lyk hierdie een. En dan antwoord God hulle oor hierdie een, hoekom? Want hy sê, ek het dit begin en ek gaan dit eindig, en die mense sal weet is ek, sê die Here. En dan sê hy, hoor wat sê hy, hoe gaan hierdie tempel lyk? Weer in vers 9, in Haggai 2. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede. Die Here sê, julle bou nou hierdie tempel, sê die Babel, en mense gaan weet aan die einde, ek het dit gebou, sê die Here.
En weet jy wat, julle kyk nou daarna en julle vergelyk dit, maar kom ek sê vir julle, onthou julle die roem wat daai tempel gehad het, ek sê vandag vir julle, die roem van hierdie tempel gaan groter wees as die een in die verlede. Maar die tweede ding wat die Here vir hulle sê, op hierdie plek sal ek vir julle vrede gee. Vriende, wat is daar meer as dat ek en jy op soek is na vrede? Die Here sê vir Serubabel, gaan aan met jou werk, Serubabel, hou op vergelyk en hou op moedeloos word, ek is by jou, en aan die einde sal mense weet, ek het dit gedoen, en die roem van hierdie tempel gaan groter wees, en die vrede wat hy gee, gaan onbeskryflik wees. Vriende, ek wil vandag vir jou sê, staan op uit jou hoopie waar jy lê, gaan bou die tempel wat die Here van jou vra. Hy bou die tempel, nie jy nie. En die roem van die tempel wat kom, gaan groter wees as die een wat was. En die vrede, die plek van vrede, dis wat dit bekend sal staan voor. Wat ook al, vertrou die Here vandag, sodat hy die tempel saam met jou sal bou. En dan een van die mooiste verse in hierdie teks, Vers 10, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Ons almal hou van groot goed. Want ons het hierdie gesegde, groter is beter, né? So groter karre, groter huise, groter salarisse. Hoe meer, hoe beter. Hoe groter, hoe beter. En dan kom sê God vir hulle, julle is besig om die tempel te bou, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Ons het 'n ander spreekwoord in Afrikaans, hoe sê ons, hoe eet jy 'n olifant? Happie vir happie. Die Here sê vir hulle, hoe bou jy 'n tempel? Klein treetjies, klein dingetjies. Elke dag een klein dingetjie, en as jy terugkyk, dan sien jy hoe God het opgebou het tot iets groots. En ons leef nou in 'n tyd waar almal rugby kyk, is wêreldbeker, né? Wat dink jy al daai manne, wat daai groen en goue trui, of wel, hulle 60-60 wit en blou trui, wel, seegroen trui aan het, dat hulle daar begin het? Nee. Hulle was laities in die laerskool, laities in die hoërskool, wat geleef het vir rugby. Daar was daar van klein dingetjies. Hulle moes klein treetjies gee. Hulle moes hoeveel keer 'n bal paas, voordat hulle daai groen trui nou oor hulle koppe kan trek. Moenie die dag van klein dingetjies gering skat nie. Hoe word kom elke blom tot stand? Een klein saadjie. En dan word hy groot. Dan word dit 'n plant. Moenie die dag van klein saadjies, van klein dingetjies onderskat nie. Want dit is so 'n boom groei, dit is so ons 'n olyfboom kry later. Jy gee elke dag daai boompie water en jy dink, ag, dis klein en dis stupid. Maar daai klein dingetjies maak dat dit 'n groot, sterk olyfboom word. Wat suiwer olyfolie gee, sodat die kandelaar kan brand. Ek sal nooit die dag vergeet, wat Gees se eerste tree gegee het nie. Het was in 'n omgeegroep gewees, en ons almal is besig in die omgeegroep, ons Bybel gelees, en ons praat oor die tekste, en wat ook al, en hy daar gespeel, en ewe skielik wil hy iets sê, en hy staan op en hy loop. En ek sal daai eerste klein treetjies nie vergeet nie. Vandag maak hy groot spronge, maar dis nie waar hy begin het in sy lewe nie. Klein treetjies. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie, want dis die begin van iets groots. Maar weet jy wat, ons gee op, want ons dink, dis klein treetjies, ons sukkel om die bal te paas, dis saadjies, ag nee, wat, dit gaan ons nou nooit.
God kom sê vandag, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie, my kind. Dis die stepping stones, dis die klein treetjies na iets groots. God wil vandag in jou lewe kom mooi maak. God wil vandag in jou duisternis stukke van jou lewe kom lig gee. En hy wil vandag vir my en jou sê, weet jy wat, dis nie jy wat dit doen nie, dis hy. Hy het nie 'n priester nodig om olie vir sy lamp te gee nie, nee, hy het die gees van God en dit gaan nie verander nie. Daarom wil ek vandag vir jou vra, ek weet nie wat maak, dat jy in jou klein hoekie gaan sit en opkyk na die berg en net sê, ek weet die Here, ek gaan nie hierdie kan oorkom nie. Ek sit met saadjies in my hand, klein treetjies, ag Here, die berg is so groot, hoe? En die berg het nog so 'n duisternis oor my kom gooi, so donkerte, dat ek nie eers meer hoop het nie. Dan wil ek vandag vir jou Sagaria kom sê, staan op. Staan op. En jy gaan dit nie reg kry uit jou eie krag nie, jy's reg. Maar, deur my gees, sê die Here, sal jy dit reg kry. Dit wat jy begin het, sal jy klaarmaak. Moenie die dag van klein dingetjies geringskat nie. En ek bid vir jou. Ek bid dat jy sal opstaan en dat God daai berge gelykte voor jou sal maak. Dat hy wat jy begin het sal klaarmaak. Dat mense daarna sal kyk en sal sê, mooi, mooi. Dat God die eer daarvoor sal kry. En dat die roem groter sal wees as wat die voriges was. Maar meer as dit, dat dit 'n plek van vrede vir jou sal word. Ek en jy is nou die tempel van God. Ek en jy is nou die lig. Die Gees is die olie in ons. En nou stuur hy my en jou die wêreld in en hy sê, gaan bou 'n tempel. Gaan bou plekke waar mense my lig kan sien. Nie uit jouself uitneem, deur die Gees. Moenie die dag van klein dingetjies geringskat nie. Amen. Here, soms is ons so bang in ons hoekies vir wat mag kom, wat ons nie kan regkry nie, vir die berge wat voor ons is. Ek kom sê vandag vir u, dankie vir u Gees, Here. Dankie vir die krag en die mag van die Gees in ons lewe. Dankie Here dat wat U ons geroep het om te doen, al lyk dit soms soos 'n berg voor ons, dat U dit 'n gelykte sal maak en wat U begin het sal U eindig, Here, dit was nog nooit anders nie. Bid vandag wat U met my en my lewe begin het, Here, eindig goed daarmee sodat mense sal sê mooi, nie sodat ek eer kry nie, maar sodat U roem groter sal wees. Here, mag U lig mense se duisternis kom helder maak. En mag U vrede dan oor hulle kom. Ek bid vandag, Here, mag elke dag van klein dingetjies nie gering geskat word nie. Mag ons die krag daarvan sien. Mag ons klein treetjies gee, nie opgee nie, Here, sodat ons later giant leaps kan vat. Ons eer U dat ons hierdie mag vra in Jesus se naam. Amen. Light of the world, treasure of heaven, brilliant like the stars in the wintry sky. Joy of the Father, reach through the darkness, shine across the earth, send the shadows to fly. Light of the world, from the beginning, the tragedies of time were no match for your love. From great heights
En ek wil graag die seën oor jou uitspreek vandag. Mag jy uitgaan met die wete dat die genade van God vir jou hierdie pad sal oopmaak. Mag jy weet dat die Here die Almagtige, soos wat hy vir ons kom sê het vandag in Sagaria, nie met mag en krag gaan jy wen nie, my kind, maar deur my gees, en hierdie gees sal vir jou lei. Mag jy weet dat Jesus, wat die lig vir die wêreld is, dat hy jou duisternis sal lig maak, maar dat hy deur sy gees jou lamp aansteek vandag, sodat jy ook sout en lig in die wêreld kan wees. Mag ek en jy die dag van klein dingetjies nie geringskat nie. Mag ons gaan leef elke dag voluit, totdat ons volgende week as 'n gemeente weer saam die brood, die woord van God breek. Amen.